Goeiedag. Ons praat verder oor die storie van 2 Konings 3. Jy moet asseblief dit gaan lees, dit is so interessant. Dit is die storie van 3 konings teen 1 koning. Hierdie koning moet belasting betaal aan een van daardie 3, en hy vra die ander 2 om te help. So dis Moab wat moet betaal vir Joram van Israel 1000 lammers en 1000 ramme se wol, en dan Moab word kwaad, want hy wil nie meer betaal. Nou hy vra die ander 2 konings om hom te help. Een van hulle is Josafat van Juda, suid. Nou het hulle gegaan vir die oorlog. 7 dae later, hulle kom by die plek, hulle maak gereed vir die oorlog. Daar is nie water nie. Want nou krities, voor oorlog, daar moet water. Almal moet waterbottels volmaak, die diere, die perde, alles het water nodig. Die ongelowige slegte koning van Israel, hy sê, dit was die Here wil hê ons moet dood. Die Here wil ons nie help nie. Hy blameer. Josafat, die goeie koning van Juda, hy sê, wag, is daar iewers 'n profeet? Ons moet praat met die profeet. En hulle gaan na die profeet. En toe hulle kom by die profeet, hierdie profeet se naam, Elisa. Hulle kom by Elisa, baie interessant. Elisa sien koning van Joram, die bo Israel. Hy kyk, hy sê, ek wil nie met hom praat nie. Dit is my so interessant, hierdie profeet, het die dapper, het die gesag, te sê, ek wil nie met daai koning praat nie. Want jy sien, voorheen, hy het met daardie koning gepraat. Hy het met sy pa gepraat. Hy het met sy ma gepraat. Dit was Isabel. Met sy ouma was Isabel. Sy oupa was Agab. Hoeveel maal hy en Elia het praat met hulle. Hulle wil nie luister vir die profeet. Nou het jy moeilikheid, nou hy kom, en profeet sê, wil nie met jou praat nie. Dit lyk vir my soos 'n gevaarlike ding. Wanneer 'n mens aanhou om wil nie luister, dan is daar iets van die profetiese woord wat sê, maar ek wil nie met jou praat nie. Want dit is asof hy sê, jy mors my tyd, gaan nie met jou praat nie. Maar nou, daar die profeet Elisa, hy sien, daar is Josafat, die goeie koning van Juda. En hy sê hierdie mooi woorde, hy sê, terwille van Josafat, omdat ek het respek vir hom, sien jy hoe dat jou teenwoordigheid, omdat jy daar is, al is omstandighede sleg, al is daar slegte leierskap, al is daar slegte besluite, omdat jy daar is, kan die profetiese woord deurbreek. Want hierdie profeet sê, Josafat, ek sal praat. Mag dit so wees dat wanneer daar moeilikheid is, mag dit so wees dat omdat daar moeilikheid in Suid-Afrika is, omdat jy en ek hier is, dat die Here se profetiese woord nog sal praat, terwille van die kinders van die Here, terwille van ons wat ons bes doen om gehoorsaam te wees, wat ons onderwerp aan die profetiese woord, terwille van jou en van my, sê die profeet, terwille van Josafat, uit respek vir hom, praat die profeet. En dit is baie interessant die storie, hoe hy dan sê, goed, bring vir my 'n siterspeler. Ek dink die siter was amper soos lankal 'n gitaar. Bring vir my musiek, iemand moet vir my musiek maak.
En terwyl die musiek maak, loof die profeet die Here. Daar's 'n plek vir musiek. Daar's 'n plek as jy die aangesig van die Here soek. As jy 'n woord van die Here wil kry om hom te loof en te prys. Dowes kan nie hoor musiek, maar ons kan sing. En ons kan ritme maak. En ons kan uit ons hart uit ons stem gebruik om die Here groot te maak. En dan gebeur iets. En terwyl hy musiek maak, terwyl hy die Here loof, hy fokus nie die probleem nie, hy fokus om die Here groot te maak. En dan sê hy vir hulle, gaan nou terug na julle manne toe, na julle soldate. Maak gate. Daar sal water wees. Dit wind gaan nie waai nie, gaan nie reën nie, maar daar sal water wees. Daar sal 'n wonderwerk gebeur, môreoggend sal julle water hê. Maar dis nie al nie. Die Here, vir hom om water te gee op 'n plek waar daar niks water is te min. Dit is amper te maklik vir hom. Hy gaan nog iets doen. Hy gaan vir julle oorwinning gee teen die Moabiete. En so het dit gebeur. Die manne gaan terug, die leiers, die konings gaan terug na die soldate. Nou verbeel jou, jy's 'n aartappelskiller, chef, of jy moet die diere versorg, jy's 'n soldaat, en jy's dors en jy's honger. Nou kom die leiers en sê, julle moet nog grou ook. En ek het 2 weke terug daaroor gepraat, oor hoe belangrik om te grou. Moenie omdraai nie, gaan dieper. En nou gebeur wat? Hulle maak die gate. Maar ek is seker, dit was moeilik om vir hulle te verduidelik hoekom. Want het is nie logies nie. Maar hulle maak die gate. En môreoggend, toe hulle wakker word, toe het al daardie gate vol geword, en die rivier, dit is soos 'n rivier wat loop. Die vyand kom, weet jy, daai mense het mekaar doodgemaak. Kyk hoe rooi is die water. En ek dink daardie gate wat hulle gemaak het, miskien was dit rooi klei, ek weet nie, maar die Bybel sê, toe die son op die water skyn, toe lyk dit soos bloed. En hierdie vyand sê, daar is mos 3 konings, hulle is nie die beste vriende nie, miskien het hulle soldate mekaar doodgemaak, en daarom is daar so baie bloed in die water. Kom, ons aanval, ons vat alles. En toe hulle gaan om te vat, en dan moet hulle deur die rivier, het lyk vlak, so right, ons gaan deur, toe hulle wil deurgaan, toe is daar gate, en hulle val in die gate, en Israel kry 'n magtige oorwinning, deur Josafat, wat die profeet, die woord van die Here, gaan soek het. Hulle het water gekry, hulle is nie meer dors nie, hulle is sterk. En hulle het nie nodig gehad om hard te baklei teen die vyand nie. Want hulle gehoorsaamheid aan die Here, het die gate geword, waarin die vyand val. So het die Here vir hulle wonderwerk gedoen. Jy het moeilikheid, gaan soek die profeet. Maak die Here se naam groot. Wees gehoorsaam aan wat die Here sê. Hy sal nie net vir jou voorsien nie, van jou dorsbehoefte nie. Hy sal ook vir jou die oorwinning gee. Mag dit so wees. Mag dit jou storie wees. In Jesus naam, amen.
Totsiens.